Goeiemiddag en baie welkom by nog een van Marula se regstreekse gesprekke. Vandag gesels ons oor die NSS matrieksertifikaat en ons vra vir mekaar, is dit nog iets werd? Die uitslae van die nasionale senior sertifikaats matriekeksamen is nou donderdag bekend gemaak en 2022 se matrikulante het 'n verrassende 80.1% behaal. Dis 'n besonderse prestasie as 'n mens in ag neem dat hierdie groep die ergste deur die COVID-19 pandemie en beerdkrag geraak is. Maar hoe lyk die gehalte van kennis wat hierdie leerders tydens hulle skoolloopbaan opgedoen het? En is Suid-Afrika se matriekeksamen se matrieksertifikaat nog enigstens iets werd? Ons gesels ook 'n bietjie oor wat jou opsies is indien jou matriekuitslae nou nie te waggers was. En saam met ons vanmiddag is Hugo Vermeulen, hy is die hoof van opleiding aan die skoolondersteuningssentrum. Martin Botha, skoolhoof van die Hoërskool Montana in Pretoria, en dan Dr. Cecilia Boyce, sy is bestuurder van programontwikkeling en gehalteversekering by Akademia. So baie welkom julle. Ek dink ons gaan 'n baie interessante gesprek hê vandag. Hugo, ek gaan sommer by jou begin en jou in die diepkant gooi. Ek wil weet, die punte is buitengewoon goed. En ek dink baie mense wonder, is dit geloofwaardig? Of kan ons verwag dat daar miskien 'n bietjie manipulasie was, of was die standaard eenvoudig goed? So ja, wat is jou opinie daarvolgens? Ja, dankie Elaine en middag almal. Dankie vir die geleentheid. Ek wil eerstens net sê dat die nasionale senior sertifikaat eksamen is een van die belangrikste barometers vir die gesondheid van ons Suid-Afrikaanse onderwysstelsel. So dis 'n verskriklike belangrike hekkie waardeur kinders moet gaan. So ons moet hierdie gesprekke van vandag moet ons voer. En as jy vir my vra, is dit geloofwaardig? Dan sal my antwoord wees, Elaine, minder as in die verlede. En so ek was geskok persoonlik oor dat die matriekslaagsyfer soveel hoër was. Geskok omdat dit was die COVID-era waardeur hierdie kinders vir 3 jaar gegaan het met beerdkrag en aanlyn onderrig ensovoorts. So daar was eintlik goeie verskonings indien die matriekuitslae dalk 'n bietjie swakker sou wees. Maar ek is toe nie verras dat dit wel beter is nie. En as ek nou fyner gekyk het en ek het baie fyn gekyk na al die data en al die statistiek van die nasionale uitslag van Suid-Afrika van die senior sertifikaat, dan is daar vir my bekommernis dat daar in sekere provinsies aansienlik meer kinders is wat geslaag het. So daar vind vir my 'n mate van manipulasie dis plaas. En een van die groot dinge is, daar het omtrent 80.000 plus matrieks vir die jaar hierdie tyd ingeskryf vir die eksamen. Hulle was in 'n skool of in 'n sentrum en het ingeskryf vir die eksamen en 80.000 minder van hulle het gaan skryf. So iets het gebeur dat nie so baie gaan skryf het nie, of dat moontlik van die swakker en swakste kandidate nie gaan skryf het nie. En ons sien dit ook met 'n aansienlike meer hoeveelheid deeltydse kandidate wat minister Motshega ook deurgegee het. Sure, okay. Dit is baie interessant. Dr. Boyce, kan jy vir ons daar nog iets sê? Ja, as jy gaan kyk na dit waarna Hugo nou verwys het, is dit operasionele manipulasie, maar ek wil iets anders aanspreek en dit is om te kyk na die gehalteversekeringselemente ten opsigte van die gehalte van die eksamenvraestelle wat geskryf word. En daar is prominente prosesse in plek wat dit deur interne en eksterne moderering laat gaan, om 'n aanduiding te gee dat daar 'n gelykmatige en 'n gelykmatige gehalte oor jare heen eintlik nou gevestig word. Dit is aan die een kant. En een aspek wat baie prominent altyd in die algemene samelewing gevra word, is was daar 'n aanpassing van die punte. En ten opsigte van standaardisering en die standaardiseringsproses is 'n programmatiese, 'n baie tegniese en 'n hoogs
gespesialiseerde en wetenskaplike proses wat deurloop word en wat norm gefundeerd is en waaraan 'n 5 jaar norm eintlik gekoppel word. En daardie aspek, in daardie aspek is dit dat daar 'n gelykmatigheid eintlik gehanteer word op 'n graad 12, op die graad 12 basis om te kyk na eksamen en te kyk na gehalte aspekte. Ja, en ons weet nie baie van die punte is toe nou aangepas nie, né? Meeste se roupunte is aanvaar. So ek dink dit is vir ons, ek dink in daai opsig kan ons positief wees daaroor dat daar 'n goeie standaard gehandhaaf is, né? Martin, jy wil ons nog ietsie sê daaroor, né? Daar sê kos probeer weer. Dit was beerdkrag gewees. Ekskuus, ons net vir 'n oomblik afgesny. Ek wil graag uit 'n ander hoek hiermee kom as 'n ou en ag neem dat verlede jaar se graad 12 was seker die ergste benadeel deur al die groepe wat uiteindelik graad 12 geskryf het. Maar tog in dieselfde asem was net die graad 10 en 11 kurrikulum was bietjie verskraal gewees en 'n bietjie verminder, maar die graad 12 van verlede jaar het 'n volle graad 12 eksamen geskryf soos in die verlede. So hulle het nie, en daar was vir hulle, soos hulle sal sê, 'n recovery plan gewees en daar's baie ekstra tyd in daarin gesit. So uit die oogpunt van uit ons skoolse ervaring het ons uitslae inteendeel verbeter en die kwaliteit uitslae ook verbeter ten spyte, maar ek dink die ouers moet net in ag neem dat daar nie 'n verkorte kurrikulum vir hulle was nie. So hulle het 'n volwaardige eksamen geskryf. Okay. Ja, en ek weet die departement het baie planne in plek gehad om hierdie leerders af te vang en te ondersteun, omdat hulle juis twee baie moeilike jare agter die rug het, né? Igu, julle werk elke jaar aan julle jaarlikse matriekverslag, julle ontleed die punte, julle kyk na watter skole die beste gevaar het en wat is die tendense. Ek wil by jou weet, wat is die rooi vlaggies wat julle hierdie jaar opgetel het, maar ook dan nou, wat is van die positiewe tendense wat julle waargeneem het? Ja, dankie Elaine. Ek het so 7 rooi vlae wat ons geïdentifiseer het en ek gaan so kortliks na hulle verwys en dan is daar altyd ook positiewe dinge en mense moet daarna ook kyk. So in die stygings van slaagpersentasies in die provinsies kan ons 'n tendensie laaste klompe jare sien. As mens vat dat KwaZulu-Natal het 18,2% verbetering in slaagsyfer sedert 2016, is die laaste 8 jaar. Dit is merkwaardig, om minste te sê, terwyl jou ander provinsies, Weskaap, Gauteng by basies dieselfde. Dan sien jy dieselfde tendens in KwaZulu-Natal, sien jy in Limpopo in die Ooskaap. En dit is waar my bekommernis dan nou lê. Hoe is dit moontlik dat net sekere provinsies sulke ongelooflike stygings slaagsyfers het? Tweede ding, al genoem, die duisende kinders wat uitval in hulle matriekjaar, geregistreer vir eksamen, maar nie gaan skryf nie. Duisende wat ook uitval sedert graad 10 uit die skole uit, wat ek dink sleg is vir die land se ekonomie. En dan daarmee gekoppel, ons werkloosheidssyfer in die land bly styg, ons slaagsyfer bly styg, maar is daar dan werk vir hierdie kinders, hierdie meer kinders wat slaag? Te veel kinders na die SOS se mening wat graadtoelating kry, sedert die vereistes in 2018 aangepas is al 100,000 meer leerders, matrikulante wat graadtoelating kry in universiteite, so hierdie jaar 288,000 matrieks wat graadtoelating gekry het. Dis 38,4% van die hele matriekklas. Is daar plek vir al 288,000 matrieks? Ek glo beslis nie so nie. Ek sien en hoor en praat gereeld met mense op universiteitsbasis wat sê dat hierdie kinders is nie almal gereed nie en baie van hulle slaag dan nie graad binne die 3 jaar nie, om die waar te sê die statistiek sê 39%. Dan iets wat ons opgetel het is dat in sekere provinsies het die skooljaarpunte, die school-based assessment soos hulle noem, se punte het aansienlik vermeerder in die junior grade in COVID-tyd. So in COVID-tyd was die kinders minder in die skool, baie daar nie in die skool nie, minder klas gehad, maar die jaarpunte is beter. Martin het daarna verwys, hulle die hoeveelheid werk moes verminder daar. So dis 'n bekommernis vir ons.
Dan individuele skole in KwaZulu-Natal wat nog nooit op die radar was van die SOS as 'n toppresterende skool nie, het merkwaardig gevaar in sekere vakke hierdie eksamen. Ek noem een voorbeeld. As 'n skool in KwaZulu-Natal in besigheidsstudie waar die matriekklas het 19 uit die 20 het 'n onderskeiding behaal. Hulle klasgemiddelde is 86,5, maar die res van die skool en hulle ander vakke is hulle gemiddelde nader aan 60%. So dis vir my rooi vlag wat wapper. Die top 5 skole in besigheidsstudie in die land is almal plattelandse KwaZulu-Natal skole. Ek vind dit vir my baie vreemd. En dan 'n ander ding, weer eens KwaZulu-Natal, dink asof ek iets teen hulle het. Maar as ons kyk na tale, in vergelyking tussen tale, is dit veel makliker om die vakke Zulu te slaag as ander tale. isiZulu huistaal het die tweede hoogste onderskeidingspersentasie 12,4 met onderskeiding behaal, dis eintlik baie hoog. Sure. En indien jy isiZulu eerste addisionele taal geneem het, dis heelwat duisende van hulle het amper 50% van daai matriekgroep het onderskeiding behaal in daai taal. Terwyl dit baie moeiliker is om in Engels, selfs Xhosa of Afrikaans onderskeiding te behaal. Positiewe punte wil ek vinnig noem, daar is positiewe punte. Julle gaan later praat oor die wiskunde. Oor jare het ons 'n tendens gehad van al hoe minder kinders neem wiskunde. Vir die eerste keer in 'n lang tyd hierdie jaar, klein bietjie meer kinders het wiskunde geneem. Dan minder onderpresterende skole. En ek dink die departement werk baie hard daaraan en ons kan hande klap daarvoor dat daar was oor jare etlike skole wat 0% slaagsyfer gehad het in matriek. Hulle het dit baie verminder, om die waar te sê 15 minder skole wat onder 20% slaagsyfer het. En dan baie meer skole wat bo 80% slaagsyfer het. En dan wil ek weer eens vir uitnemende skole, en hulle sit in alle gemeenskappe, arm, ryk, maak nie saak nie, wat uitstaande prestasies gelewer het, ondanks die uitdagings. En van hierdie skole handhaaf al vir 35 jaar, byvoorbeeld 100% slaagsyfer. Mens wil al die erkenning gee vir hierdie onderwysers, skoolhoofde en skoolgemeenskappe. Absoluut, ja, en hulle werk elke jaar bitter hard. Hugo, jy het nou vinnig vir ons genoem van die wiskunde. Ek wil graag hê dat Martins vir my wegspring en vir ons vertel, ons sien dat jaarliks neem al hoe meer kinders wiskundige geletterdheid in plaas van wiskunde. Wat is die impak hiervan? Is dit 'n goeie ding? Is dit 'n slegte ding? Ja, vertel ons bietjie daarvan. Ja, as hoof kan ek die volgende staap, dit is so, as ons kyk na ons eie skool se statistiek, uit die 284 matriek sit 152 het wiskunde. Maar dit het ook maar baie te doen met die vereistes van die universiteit. As ou gaan kyk TPT punte, uiteindelik daar seker beroepe waar daar nie wiskunde nodig is nie, byvoorbeeld 'n prokureur of jy wil teologie gaan studeer ensovoorts. En dan kom die grondslag van die laerskole maar deur waar die kinders daai sprong in graad 7 na graad 8 en 9 is daar 'n geweldige groot uitval met wiskundepunte. En as gevolg daarvan is daar definitiewe daling in kinders wat wiskunde los uiteindelik en liewer gaan vir die wiskunde geletterdheid, want wat die sisteme bietjie verdag maak is dat as jy kyk na die TPT punte, 'n kind wat byvoorbeeld 80% kry vir wiskunde geletterdheid, sy TTW punte gaan baie hoër wees as 'n ou wat wiskunde wat 40% het. So dit gaan suiwer oor die punt en uiteindelik die aansoek daarvan, alhoewel die kind hom uiteindelik self benadeel, en dis hoekom ons leerders aanmoedig om eerder wiskunde te vat ten spyte van dalk 'n 40 of 'n 50% as wat hy wiskunde geletterdheid 'n 70 of 'n 80% het. Ja, Dr. Celia, ek weet jy wil ook vir ons iets hieroor sê. Baie dankie Elaine. As mens gaan kyk na wiskundige geletterdheid, jare gelede was ek betrokke by navorsing wat juist gekyk het na die Suid-Afrikaanse fenomeen, want dit is 'n Suid-Afrikaanse fenomeen. As jy kyk na internasionale elemente, dan kan jy hom bietjie deurtrek na funksionele wiskunde toe, jy kan hom trek na sogenaamde numeracy elemente. En as jy gaan kyk na wiskundige geletterdheid, is dit 'n totaal en al 'n ander vak as wiskunde, as die abstrakte teoretiese basis wiskunde. Dit is hoekom jy ook sien dat die
die onafhanklike eksamenraad, die IEB, het hierdie inisiatief gehad om leerlinge beide wiskunde en wiskundige geletterdheid te laat neem. En die impak daarvan was baie duidelik dat wiskundige geletterdheid 'n prosesdenkelement ook bybring by die interpretasie en dat jy gaan kyk na aspekte rondom as 'n leerder 'n wiskunde vraag moet antwoord. Baie keer dan werk hulle net vinnig die resultaat uit, die antwoord uit, sonder om deur die stappe te gaan. En dit wat hulle gesien het, wat die impak was van wiskundige geletterdheid, was daai prosesmatigheid, om nou deur te gaan en dwars deur die proses en die probleemoplossende element, al die stappe aan te dui. Dit is maar een baie simplistiese voorbeeld. Maar as jy gaan kyk na wiskundige geletterdheid, is hy baie gekontekstualiseerd, en die verandering wat plaasgevind het in 2014 met toe die CAPS in operasionele implementering gekom het, is dat die fokus is, jy moet werklik eers die probleem verstaan, voordat jy die probleem kan oplos. So jy moet werklik die konteks kan deurlees, en dan jou wiskundige instrumente kies, om daai probleem op te los. En ek sal eintlik aanbeveel, dat alle kinders wiskundige geletterdheid moet neem. Elke leerling, saam met wiskunde, want dit gee net vir jou 'n ander vlak van element. Maar as ek kan terugkom na die toekomsplan aspek daarmee saam, is dit dat waar daar 'n teoretiese abstrakte wiskunde, en onthou, ons moet ook na die derde tipe wiskunde kyk hier, en dit is tegniese wiskunde. En tegniese wiskunde het weer 'n ander karakteristiek as jou wiskunde. Tegniese wiskunde het weer die toepaslikheid binne in wiskunde. En daarom skuif daar baie keer leerlinge ook terug van snaaks genoeg van tegniese wiskunde na wiskunde toe, want hulle vind tegniese wiskunde uitsonderlik moeilik. So ons moet regtig kyk na al drie tipe wiskunde, maar ek sal sê dat ons wiskundige geletterdheid eerder moet noem kwantitatiewe geletterdheid. Dat ons wegbeweeg van die interpretasie dat dit 'n laaggraadse wiskunde is. Dit is totaal en al 'n ander vak. Okay. Dis baie interessant wat jy sê, want ek dink daar is daai opvatting dat wiskundige geletterdheid is maklik en al die kinders wat nie wiskunde kan doen nie, doen wiskundige geletterdheid, maar ek dink terselfdertyd is dit ook belangrik om te kyk met watter doel vat jy hierdie vak. Vat jy dit net want jy wil 'n ekstra onderskeiding hê, of gaan jy wiskunde regtig nodig hê eendag, in watter geval jy eintlik dan moet kyk na standaard, of hoe kan mense sê gewone wiskunde, of weet. Ja, Martin, ek sien jy het jou hand op. Ja, ek wil iets byvoeg oor wiskundige geletterdheid. Dis baie meer praktykgerig. Ek stem saam met dokter, dis baie kontekstueel wat die kinders absoluut kan gebruik in die buitewêreld, waar die gewone wiskunde baie meer abstrakt is, waar dit baie fokus op kritiese denke en probleemoplossing. Maar die punt wat ek eintlik wil maak is oor tegniese wiskunde, en ek het ervaring daar by 'n tegniese skool gehad, is dat dit presies die teenoorgestelde uitwerking gehad het, dat tegniese wiskunde uiteindelik die oorsaak was dat baie skole tegniese vakke toegemaak het, want dit was verpligtend geweest om tegniese wiskunde te vat, want die vlak vir die moeilikheidsgraad van tegniese wiskunde was uiteindelik moeiliker as gewone wiskunde, alhoewel dit baie meer formatief is en wat die kinders kon gebruik het in daai studierigtings, het dit die teenoorgestelde uitwerking gehad, en dit is baie hartseer, waar daar in Gauteng byvoorbeeld 52 tegniese skole oor was, is dan maar 12 of 13 oor as gevolg van tegniese wiskunde en wetenskap. Wat wel verblydend is dat tegniese wiskunde uiteindelik nou 'n praktiese komponent bygekry het, wat uiteindelik die kinders gehelp het om tegniese wiskunde te geslaag het, maar soos ek sê, dis hartseer dat dit die teenoorgestelde uitwerking gehad het. Goed, okay. Baie dankie. Kom ons gesels gou oor die IEB, die onafhanklike eksamenraad se eksamen. Dis meestal leerders wat in privaat skole is, wat hierdie kurrikulum volg en dan hierdie toetse skryf, of hierdie eksamens aflê.
en teenoor die openbare skole wat die NSS eksamen aflê. Nou met die bekendmaking van die IEB se uitslae vroeër verlede week, het hulle amper 100% slaagsyfer bereik en 'n mens wonder want mens hoor of verstaan dat hierdie skole se standaard is baie hoër, die vraestelle is moeiliker. So ek wil hê Hugo, sal jy sommer vir ons begin en vir ons verduidelik wat is die groot verskil tussen die IEB en die NSS se eksamens en syllabus en hoekom sien ons hierdie groot punte verskil? Ja, ek sal inlei, ek dink Dr. Celia sal ook mooi kan inkleer. Nou die voordeel wat van my is, ek was 'n skoolhoof van 'n openbare Suid-Afrikaanse skool wat die NSS eksamen geskryf het. En ek was ook 'n skoolhoof van 'n privaat skool wat die IEB eksamen geskryf het. So ek het praktiese ervaring van al twee van hulle. Wat belangrik is dat al twee hierdie eksamenliggame en daar's nog eksamenliggame, nee, daar's nog Sakai ook. Almal skryf dieselfde KABV kurrikulum. Presies dieselfde kurrikulum wat voorgeskryf word. Maar hulle het ander mense wat die vraestel opstel. Hulle het ander fokuspunte en hulle uiteraard lyk hulle memorandums of hulle nasien riglyne lyk ook verskillend. Oorkoepelend is daar Omelusi, dis 'n organisasie vir wie Dr. Celia al lank gewerk het, wat dan toesien dat daai gehaltekontrole dat dit korrek is en dat daar balans is en dan keer hulle hierdie vakke dan goed. So hulle moet seker maak dat hierdie eksamens is min of meer belyn met mekaar. Wat ek wel prakties kan sê, is uit my ervaring uit, het die IB vraestelle het 'n hoër persentasie van hoër moeilikheidsgraad vrae ingehad en daar was meer toepassingsvrae. En my afleiding is dat die IB vraestelle het die matrikulante beter voorberei vir graadstudie in universiteit. Daar is ook bewyse daarvoor dat hulle dit suksesvol regkry. Universiteit van Kaapstad, wat mos die nommer 1 universiteit is op die wêreldlangslyste van die Suid-Afrikaanse universiteite. Van al hulle studente wat in graadstudies inskryf, is die eksamengroep wat die suksesvolste binne 3 jaar of binne 4 jaar hulle graad klaarmaak, is die IB studente. So ek sê weer, die IB se vraestelle was vir my wat kognitiewe vlakke betref, op sekere inhoude was dit vir my meer uitdagend, meer toepaslik en dit was in werklikheid was dit ook my ervaring dat dit was 'n bietjie moeiliker om by die IB 'n onderskeiding te behaal as by 'n NSS skool se eksamen. Maar tog sien ons baie meer kinders het geslaag en onderskeidings gekry en met matriekvrystelling geslaag. Is dit maar net die gehalte van die onderrig wat dan nou dalk bietjie beter is in jou private skole. Uiteraard is daar 'n groot verskil. Ons by die IB is dit almal onafhanklike skole, is almal dis privaat skole. Hulle is uiteraard meer gegoed en hulle het meer bronne tot hulle beskikking. Hulle bestolige onderwysers goed, hulle is bevoorreg dat hulle van die beste onderwysers kan aanstel. So as jy na daai hele pakkie kyk en dat hulle uiteraard baie goeie fasiliteite oor die algemeen ook, dan kry hulle dit reg, maar ons moet erkenning gee dat die IB het oor jare dit reg gekry. Oor langer as 'n dekade dat hulle matriekuitslae lê hier by 98-99%, maar die verdere nog belangriker is dat amper 90% van daai selfe kinders kry graadtoelating. So hulle kry dit uiters baie goed reg om hierdie goed op 'n hoë standaard te handhaaf. As jy na die NSS kyk van die departement, fluktueer. Ons eksamen matriekuitslae is 20% wisseling in die laaste 15 jaar. Dankie. Dr. Boyse. Kan jy nou weer? Ekskuus, hy het vasgehak aan daai kantoor. Ietsie wat ek net kan byvoeg, Elaine, is as jy gaan kyk na dit wat Hugo nou gesê het, is dat die IEB hanteer presies dieselfde kurrikulum.
Maar die interpretasie van die kurrikulum en die hantering en die implementering daarvan kan jy op 'n ander wyse kan jy eintlik identifiseer. Wat by die IEB gebeur is dat jy gaan kyk na die elemente hoe hulle bepaal hulle bepaalde leerlingprofiel. En die leerlingprofiel is 'n interpretasie van die vaardigheidsontwikkeling wat gekoppel word aan die inhoud, dat hulle die inhoud van die kurrikulum net bloot gebruik as 'n instrument, as 'n voertuig om by daardie vaardigheidsontwikkeling uit te kom. Jy gaan ook kyk dat daar gewigdraande elemente is, dat daar gewig toegedaan word aan bepaalde vaardigheidsontwikkeling en bepaalde konsepte wat binne daardie kurrikulum voorkom. So wat hulle doen is om 'n baie goeie beleiding te doen tussen dit wat die kurrikulum dan nou as 'n aanduiding gee, dit wat hulle as 'n fokus element waarna jy ook verwys het, en daai gewigdraande aspek het as 'n leerlingprofiel. En dan doen hulle 'n beleiding daarvan om seker te maak dit is wat ook weergegee word in hulle assessering. En hulle formatiewe assesseringselemente lyk anders. Hulle formatiewe assessering is eintlik gedrewe tot daardie bepaalde vaardigheidsontwikkeling. So daar is baie projekgebaseerde en navorsingsgefundeerde tipe assessering wat plaasvind, wat die leerders gereed maak om enige vraag te kan antwoord met 'n kritiese evaluering en met 'n kritiese insig in daardie bepaalde vraag, om werklik te vat dit wat hulle geleer het en dit op 'n toepassingsbasis te kan hanteer. En dit is wat jy op internasionale maatstafbepalings ook kry, met daardie toetsing wat internasionaal weergegee word. En dit is waarna die IEB eintlik streef, is om daardie studentprofiel met 'n vaardigheids- en 'n bevoegdheidsbeleiding eintlik daar te stel. Goed. So wat ek nou ook hoor wat jy sê is ons CAPS kurrikulum of ons NSC NSS eksamens doen dit nie. Daar is 'n leemte in terme van die voorbereiding en kritiese denke en ontleding van leerders indien hulle die NSS eksamen skryf. Is ek korrek as ek daai afleiding maak? Weet jy, dit is 'n aanname wat mens kan maak, maar want jy kan so 'n goeie kurrikulum hê, jy kan die mees gesofistikeerde kurrikulum hê, maar die implementering, die interpretasie en die implementering daarvan lê in die klaskamer. So dit lê baie by die kapasiteit van die onderwyser ook. En dit is van kardinale belang. So en dit is iets waarna ons kan kyk ook met ons openbare skole, is werklik om die onderwysers sodanig te ondersteun om hulle sodanige bevoegdheid te kan gee om by daardie punte uit te kom om hierdie bevoegdheid, die vaardigheidsnastrewe eintlik te kan hanteer. Goed, baie dankie. Martin, sal jy vir ons asseblief, ek wil graag weet wat jy dink van die CAPS en van ons voorbereiding vir leerders vir die toekoms. Ja, ek wil graag by Dr. Boyce aansluit. In die eerste plek, die IEB se vraestelle, as ons gaan kyk na die kognitiewe vlakke van die kritiese toepassingsvrae, is baie van die vrae Bloomberg se taksonomie vraag 6 en 7 vlak vrae, waar die NSS vraestelle baie meer 'n groot persentasie van die vrae is vlak 1, 2 en 3 op die kognitiewe vlakke. Dis hoekom die IEB se eksamen definitief moeiliker is, alhoewel al die strukture deur dieselfde komitee saamgestel word. Maar ek dink ou moet dit ook in perspektief sien. Die IEB het praat van 13,000 kandidate teenoor die NS 'n paar 100,000. En dit is so, die privaat skole is bevoorregte gemeenskappe, so ek wil saamstem, die ondersteuning daar is vir hulle baie meer, maar dit is so, die IEB se moeilikheidsgraad is baie hoër as gevolg van die kognitiewe vlakke en die tipiese vrae wat hulle vra vir daai leerders. En hulle word gewoond gemaak daar om aan daai kritiese denke, hulle word die hele jaar aan blootgestel, waar die NSS vraestelle se kognitiewe vlak 7 vrae baie min is. So die kinders kry min geleenthede om sulke moeilike vrae te hanteer as in die IEB eksamen. Maar dit is dan nog steeds nie te sê dat indien jy in 'n goeie skool is en jou onderwyser hanteer daai tipe moeilikheidsgraad, baie moeilike vrae met jou en hanteer en help jou om verder te dink en ontledend te dink, jy gaan nog steeds daai vaardighede hê, al word dit dan nie getoets in die NSS
eksamen. Ja, dis daarom vir ons 'n ligpunt. Nee, word dit nie getoets nie. Ons weet dat ons kinders in goeie skole kry nog steeds waarskynlik daai opleiding. Martin, dit is nou wat ek ook van jou verstaan. Ja, dit is reg. As ons kyk na die top skole in Gauteng en selfs in die land, staatskole is die toppresterende skole, word daai leerders daarin blootgestel en uit die ervaring uit in ons skole, ons doen baie meer as wat daar van ons verwag word, sodat die kinders die nodige prestasie kan kry om universiteit toe gaan. So ja, die uitnemende skole definitief in die land, al is hulle staatskole, doen net so goed soos jy nie. Martin, dis nou juist my tweede vraag vir jou, of my volgende vraag vir jou, is, so jy sê julle doen baie aanvullende werk, beteken dit dat kinders partykeer 2 keer so hard moet werk, omdat hulle die departement se werk moet doen en bykomende werk wat hulle werklik toerus? Jy weet, wat doen dit vir die las op die kind en die onderwyser? Ja, die las is daar vir die kinders definitief baie meer. Ons het baie meer ekstra addisionele klasse, veral op Saterdag en ook in die middag waar die kinders blootgestel word, want ongelukkig moet daar diferensiasie in die klas wees en almal het nie dieselfde vlakke bereik rondom die wiskunde nie. So die diferensiasie in die klas self is tydsgewys baie moeilik en dit is hoekom alles hierdie addisionele tyd en oefeninge insit vir die kinders en byvoorbeeld soos Google Classroom ekstra lesse vir die kinders aanbied wat hulle kan gaan aflaai en weer na hierdie spesifieke les oor en oor gaan kyk. Maar die onderwysers sit geweldig baie tyd, addisionele tyd in om daai vlakke te kan bereik met hulle uitslae. Okay, goed. Dankie. Celia, weer terug na jou toe. Ek wil hoor of ons NSS matrieksertifikaat internasionaal erken word. Kan ek in Duitsland gaan studeer as ek by openbare skool gematrikuleer het? Weet jy, internasionaal word die matrieksertifikaat nog steeds as die matriek gesien. En daar word nie verwys byvoorbeeld na NSS nie. Hulle praat nog steeds van die matriek. Dit is ook al jare gelede toe ons van die senior sertifikaat af beweeg het in 2008 die eerste eksamen gehad het vir die NSS. Was dit die eerste vraag, wat het van die matriek geword? So internasionaal word dit nog steeds erken. En as ek nou net vir jou dit net op 'n ander manier ook kan weergee, dat daar altyd maatstafbepalings gedoen word, maar dit word gedoen op kwalifikasievlak. En dit word nie net gesien as 'n sertifikaat nie. En sodanige maatstafbepaling op kwalifikasievlak is 'n jaar of 2 gelede is dit gedoen op die NSS. Dit was eintlik 'n herhaling van 'n soortgelyke maatstafbepaling wat in 2010 gedoen is en wat pertinent op die vakke Engels as 'n tweede taal, want onthou as 'n addisionele taal, internasionaal word dit as 'n tweede taal weergegee, wiskunde, geografie, jou lewenswetenskappe wat internasionaal bekend staan as biologie en fisiese wetenskappe. Maar internasionaal sien jy fisiese wetenskappe as 2 vakke. Dit is ook 'n Suid-Afrikaanse fenomeen dat dit 'n saamgestelde vak is hier in Suid-Afrika. Want dit word gesien as fisika en as chemie. Nou daardie maatstafbepaling wat gedoen is gedoen met 5 internasionale ander kwalifikasies. So internasionaal word daar gekyk na 'n kwalifikasie en wat voortvloei uit 'n kwalifikasie uit. So en wat voortvloei uit die kwalifikasie uit is natuurlik die sertifikaat. En daarom word die sertifikaat dan aanvaar op grond van die vlak of die kwaliteit van die kwalifikasie. Nou as jy gaan kyk na die NSS en die maatstafbepaling wat gedoen is, want daar was 5 internasionale kwalifikasies en dit was gedoen met die Cambridge IS en sogenaamde A-levels, met die internasionale baccalaureate en veral met sy diploma element daarmee saam, en dan die Kenia kwalifikasie, die senior sekondêre kwalifikasie in Kenia, met New South Wales in Australië en dan ZIMSEC. En as jy gaan kyk na wat daar uitgekom het, sal jy sien met Cambridge is hy gelykstaande aan die sogenaamde AS level. Dit is 'n 12 jaar kwalifikasie. As jy gaan kyk na IEB se sogenaamde gevorderde programme, die sogenaamde advanced programs, dit is gelykstaande aan 'n A level, Cambridge A level. Maar die matriek
Ons NSS is gelykstaande IS. As jy gaan kyk na die internasionale baccalaureate, is hy gelykstaande aan die standaard vlak. Met Kenia is hy algemeen hoër, met New South Wales is daar baie verskille, maar daar is nogtans 'n vergelykbaarheid wat gestel word. En dan die interessantheid is ZIMSEC. Dit is die Zimbabwe sekondêre kwalifikasie. Want ZIMSEC is 'n gekontekstualiseerde weergawe van die Cambridge internasionale kwalifikasie. En daarom kry jy presies dieselfde met ZIMSEC as wat jy kry met Cambridge. En dit is dat die struktuur is heeltemal verskillend en dat daar individuele elemente verskil en dat daar op individuele vlakke is die ZIMSEC hoër. So daarom kan ons nie net praat van word die sertifikaat aanvaar nie, want internasionaal kyk hulle baie breër, kyk hulle baie meer globaal na die kwalifikasie element en vergelykbaarheid. En as hulle kyk na vergelykbaarheidsaspekte, dan plaas hulle dit byvoorbeeld in 'n verifieringsinstrument om te kyk waar sal hy val dan in lyn met ander kwalifikasies. Maar my lang storie baie korter, ja, hy word dan nog steeds aanvaar daar buite. Ja, dis goed dat ons weet ons jong mense het ander opsies sou hulle wou. Nie dat ons hoop hulle wil graag daai opsies uitoefen nie, laat hulle maar eerder in Suid-Afrika wil hy. Maar Sheila, gesels sommer terwyl jy nou aan die woord is, gesels sommer met my oor die kinders wat dit nou nie gemaak het nie, of dalk het jy nie so goed gedoen soos jy wou nie, of jy het miskien jou nie die eksamen matriek vrystelling gekry nie, so jy kan nie gaan studeer nie. Wat nou? Kyk, matriek vrystelling of kan ons maar sê vrystelling tot graad doeleindes is nie die einde van die wêreld nie. Daar's baie opsies daar buite. En dan veral opsies ten opsigte van beroepsgerigte elemente en beroepsgerigte kwalifikasies wat op hierdie stadium 'n groot behoefte nasionaal en internasionaal is. So ek dink dit is die eerste ding wat ouers moet besef. Hulle moenie teen 'n universiteit vaskyk nie. Hulle moet baie breër kyk as die universiteit en gaan kyk na wat is die ekonomiese gedrewendheid en watter ander opsies is daar. Maar as 'n kind byvoorbeeld nie geslaag het, 'n vak nie geslaag het nie, is daar ook tweede kans opsies. En wat my nou vinnig te binne skiet is die tweede kans opsie wat byvoorbeeld hanteer word deur die Nelson Mandela Universiteit se Governor Mbeki ontwikkelingswiskunde ontwikkelingsentrum. Professor Werner Olivier staan aan die hoof, hy is die direkteur daar. En hulle het in samewerking met ander hoëropvoedkundige instansies, het hulle ook 'n hele klompie, kan mens maar sê, formele strukture daar gestel, waarvan die Moby Tutor ZA Akademie is een daarvan. En dit het homself bewys gedurende COVID-tyd. Dat dit 'n sogenaamde vervlegtende metodologie het en dat hy op 'n baie formele program ook vaardigheidsontwikkeling doen en nie net inhoudsontwikkeling in wiskunde nie of in wetenskap nie, want hulle fokus is veral op wiskunde, maar ook met elemente van wetenskap. Maar hulle doen ook binne in daardie program selfgerigte leer. Selfgedrewenheid, want dit is een element wat ons deur die jare gesien het. As jy baie langer tyd aan 'n probleem spandeer, dan kom jy reg met daai probleem. En dit is wat in COVID gebeur het. En ons het dit baie duidelik gesien, byvoorbeeld in wiskunde onderskeidings in die jaar 2020, dat leerlinge hoër onderskeidingsbasis 1/6 as ek nou mooi dink daaroor gehad het. Hoekom? Hulle het die tyd gehad om baie langer met 'n probleem te handel. So daar is ander opsies, waarvan hierdie een wat ek nou genoem het een is, en wat 'n gerekende opsie is om leerlinge te help, nie net om punte te verbeter nie, miskien om 'n punt te verbeter om in 'n bepaalde beroeps rigting te kan ingaan, maar ook as 'n tweede kans verslag. Goed, ja, aanhouer wen, nee. Hugo, wat sê jy daarvan? Het jy raad? Ja, daar is geleenthede vir kinders
Hulle moet net mooi gaan soek en gaan kyk daarna. Veral ek wil amper sê die kind wat wil, daar sal vir jou iets wees. Daar is byvoorbeeld plekke, ek is goed bevriend met Wilma Herbs van die Bylpark. Sy het 'n sentrum daar waar leerders wat nie matriek behaal het nie, of wat 'n vak wil verbeter, of al 6 vakke wil verbeter. En van die kinders is dalk al 2-3 jaar uit die skool uit, maar het nie matriek nie. Nou kry hy nie 'n werk nie. So dis 'n groot probleem. So daar is sulke sentrums waar jy kan registreer en waar jy kan opleiding kry en waar jy dan uiteindelik jou matriek kan behaal, 'n aanhouer wen. Ja, goed. Martin, jy wil ook vir ons iets hieroor sê en dan sommer ook as jy dink jou punte, jy het eintlik beter gedoen as wat jou sertifikaat sê, wat kan jy dan doen? Goed, ek wil aansluit in eerste plek, kom ons gaan eers na die ekstreme geval toe waar 'n kind nie voldoen het aan die vereistes en uiteindelik nie geslaag het nie. So 'n kind het 'n paar opsies. Eerstens is om by 'n FET college in te skryf om sy graad 12 oor te doen. Dis die eerste ding, of hy kan betuisonderrig, daar verskillende organisasies wie inskryf as hy sy matriek in geheel wil oordoen. Maar die departement laat terselfdertyd toe ook, indien daar 'n vak is wat jy ontevrede is met jou punt, om aansoek te doen vir hermerk, en dan ook die aanvullende eksamen in Mei maand. So as 'n kind gedryf het, het hy nog steeds die geleentheid om Mei maand weer in te skryf. Hy het ook die geleentheid om 'n vak te hermerk, andersins kan hy ook by verskillende organisasies weer sy matriek herhaal as hy wil. So die deure is nie heeltemal vir hom toe nie, die geleenthede is daar. Ek hoop ouers luister en hoor dat universiteit is nie die begin en die einde nie. Dis 'n baie belangrike punt, ja. Ek wil graag laat ons afsluit en dat ons gou net sê met mekaar gesels, hoe verseker ek my kind kan die beste toekoms kry wat hy moontlik kan in die midde ons huidige, kan 'n mens dit noem 'n onderwyskrisis. En ja, wat is die hoop vir ons matrieks hierdie jaar? Wat is julle boodskap vir hulle? Dr. Boysa, asseblief skop vir ons af. Elaine, alles lê binne in vaardigheid en bevoegdhede. En lees, klein kind, lees is van kardinale belang. As jy gaan kyk na uitvoerende funksie-elemente wat in plek moet wees en wat eers behoorlik in plek inskop hier by 'n 12-13-jarige ouderdom, lê dit regtig in die frontale lob. En dit sê net bloot vir jou dat ouers moet besef ook dat daar klein elemente in plek gestel kan word wat kan help met aanpassingsaspekte, wat kan help met sin maak, wat kan help met elemente wat daar buite geag word. Want as ek net vinnig dink aan dit wat deur die Wêreldbank en die Wêreldekonomiese Forum en so aan op die tafel gesit is vir aanstelbaarheid. Nou jy sit met 'n 5-jarige kind en dan moet jy aanstelbaarheid alreeds in gedagte hou. En daardie aanstelbaarheid het te doen met vaardigheid en bevoegdhede. Dit het te doen met kritiese en kreatiewe denke, met sin maak, 'n dieper betekenisgewing. So daardie gesprekke wat ouers met kinders kan voer in dieper elemente. Dit handel oor goed soos sosiale intelligensie, samewerking, kommunikasie. Dit gaan oor aanpasbaarheid. Hoe kan jy jou kind aanpasbaar maak in hierdie bepaalde, en laat die kind nie elke keer op die grond val en skop en slaan oor ek wil nie hierdie hê nie, ek wil nie daai hê nie, maar om dit op 'n ander wyse te kan hanteer. Want ons kurrikulum is baie wat georiënteer, maar die hoe het ongelukkig verdwyn. En dit is daai hoe element waarmee die ouers kan help met probleemoplossende elemente, om kinders te help met 'n nuwe media geletterdheids aspek ook. Nie altyd te sit met die fone nie, om bietjie weg te beweeg van die fone af, om die boek weer op te tel, want as jy daai boek optel, kyk, oom Google kan vir jou honderde duisende goed gee, maar as jy nie 'n kognitiewe ladingsbestuur kan doen nie, in simplistiese terme, wat ek daarmee bedoel is, as jy nie weet wat om met oom Google se vreeslike baie inligting te kan doen nie, as jy nie weet dat die sogenaamde nuwe chat TTP
positiewe of korrekte inligting vir jou gee nie, dan aanvaar jy bloot net alles en jy het nie daai ondersoekende denke nie. So daai ondersoekende denkelement is vir my baie belangrik en daarmee kan ouers baie goed help. Wonderlik. Baie dankie. Martin, sal jy ons asseblief ook vir ons jou laaste gedagtes gee? Ja, uit 'n praktiese oogpunt vir 'n skoolhoof gaan 'n ouma deur 'n roetine. Ek dink die belangrikste is daar twee dinge wat vir ons baie belangrik in 'n skool is en dit is vroeë identifisering. Na einde van graad 12 gaan kyk ons na die kinders wat geslaag het en dalk nie te goed geslaag is nie. Vroeë identifisering om hulle die nodige geleenthede te gee om te kan verbeter, jou oog op hulle te hou en dan natuurlik 'n motivering die hele jaar. Ek het altyd 'n interessante dingetjie wat ek altyd vir die kinders sê is en hulle lag baie daaroor. Ek sê altyd vir hulle, as jy nou hard werk kan jy die res van jou lewe speel, maar as jy nou speel gaan jy die res van jou lewe gaan jy sukkel. So ek motiveer hulle, maar die klem lê op absolute vroeë identifisering en dan ook vir hierdie kinders ekstra geleenthede gee, soos hulle sê extended opportunities en hulle dan seker maak dat hulle uiteindelik kan slaag. Maar dit is 'n konstante opvolg en motivering met die ouers dat hulle weet dit wat hulle doen is in sy eie hande. Dit hang nie van die onderwyser af nie, dit gaan oor sy eie interne intrinsieke motivering. So ja, dit is baie gesels en baie bid op die knie ook. Ja, nee, absoluut. Hier goed, sluit jy vir ons af asseblief. Ja, so ek wil aansluit by my twee kollegas Celia en Martin het fantastiese raad gegee. Ek wil vir ouers sê maak erns met jou oorweging van jou skoolkeuse. Selfs op laerskool, definitief ook hoërskool, maak 'n studie van daardie skool se resultate, se prestasies, maak 'n afspraak met die skoolhoof dat jy kan hoor en uitvind en 'n gevoel kry of dit die regte plek is vir jou kind se talente wat hy het. So doen moeite, kyk uit na skole wat moeite doen met daardie sagte vaardighede waarna Celia verwys het. En maak dan 'n langtermyn verbintenis met daardie skool sodat hopelik ook en iets wat jy ook moet seker maak is pas daardie skool 100% by jou norme en waardes van jou en jou gesin waarna jy streef. So dis die skole waarna jy moet soek en jy kan uitkyk wees vir laerskole wat reeds hierdie dinge en hierdie vaardighede aanspreek, want dan gaan jou kind baie beter voorberei wees vir die lewe daar buite hier in Suid-Afrika, maar ook oral enige ander plek in die wêreld. Wonderlik, dankie julle. Na hierdie gesprek moet ek sê ek's baie meer positief oor my eie kinders se toekoms. Ek is bly daarvoor. Ek dink ons kan vir mekaar sê ten spyte van al die uitdagings, ten spyte van wat ons sien, ten spyte van die gehalte wat nie oral so goed is nie, weet ons veral ons Afrikaanse skole is nog, glo ek, op die regte pad en ons kan nog met 'n geruste hart sê wanneer my kind matriek geskryf het, weet hy wat hy doen, hy het sy opsies en selfs as hy nie so goed gedoen het as waarvoor ons gehoop het nie, daar is hoop, dis nie die einde van die wêreld nie. Julle baie dankie. Julle moet 'n fantastiese dag verder hê. Groot plesier, dankie. Groot plesier, dankie.